Vriende, goeiemôre en hartlik welkom by ons oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. Ons is vanmôre by deel 3 van ons reeks wat handel oor die gelofte wat afgelê is in 1838. Ons gaan vanmôre stil staan by Psalm 66 wat 'n kosbare psalm is en vir ons soveel wonderlike waarhede wil leer. Psalm 66 vers 1 sê: Juig tot eer van God, sing die heerlikheid van sy naam. Broeder en suster, ons vier binnekort weer Geloftedag. 'n Dag gebore uit die geloof van mense wat God geken en vertrou het. Die voortrekker se gelofte was nie 'n politieke daad nie, maar 'n geloofsdaad. Dit het begin in die aandgodsdiens, rondom God se woord, op hulle knieë, saam as families. En toe Sarel Silje sy vrees uitspreek dat die dag dalk eendag vergeet sal word, het hy woorde gespreek wat vandag soos 'n waarskuwing oor ons volk hang. Het baie van ons volk se mense nie dalk hierdie dag vergeet nie. Of belangriker, het baie van ons mense nie die God van die Bybel vergeet nie. Psalm 66 help ons om God se wil reg te verstaan met die oog op Geloftedag. Psalm 66 roep ons op tot 3 dinge. In die eerste plek, juig tot eer van God. Onthou sy groot dade. Die psalmdigter begin nie met mense in hierdie psalm nie. Hy begin nie met sy vyand nie, maar met God. Juig tot eer van God. Sing die heerlikheid van sy naam. Hoekom begin hy so? Want vers 3 sê, hoe vreeslik is u werke. Met ander woorde, God se dade is ontzagwekkend, magtig, groter as enige menslike plan of mag. Dit is ook hoe die voortrekkers gedink het. As ons die oorspronklike gelofte lees, hoor ons dieselfde nederigheid daarin. Die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Maar vra jouself vandag eerlik, het ons nog daardieselfde eerbied? Glo ons regtig dat ons geskiedenis in God se hand lê? Het ons nie dalk begin glo in mense, strukture, leiers, partye en God vergeet nie? Psalm 66 roep ons terug. Begin by God. Eer God. Aanbid God. Hy alleen is die held van Bloedrivier. Die tweede belangrike ding wat Psalm 66 ons wil leer, is dat ons die dade van die Here moet aanskou. Sien God se hand in die geskiedenis en in jou lewe. Hy herinner sy volk aan die Rietsee, die Jordaan, God se verlossing, God se heerskappy oor die nasies. Waarom skryf die skrywer van Psalm 66 hierdie dinge? Want as jy vergeet wat God gedoen het, raak jy bang vir wat mense kan doen. So het die voortrekkers ook gedink. Hulle was nie roekeloos of selfversekerd nie. Hulle het gesê in die gelofte, as die Here ons sal beskerm. Hulle het geweet, die uitkoms lê nie in getalle nie, nie in 'n waalaar nie, nie in gewere nie, maar in God. Psalm 66 herinner ons ook aan iets anders. God gebruik soms swaar kry as 'n vuurproef om ons terug te bring na hom toe, volgens vers 10 tot 12. Dalk is dit waar ons as volk staan, in 'n tyd waar God ons roep om opnuut te sien, hy is die een wat dra, nie ons nie. En dan kom die groot erkenning in Psalm 66 vers 13. Ek sal my geloftes betaal. Broeder en suster,
Miskien is dit die grootste leemte van ons tyd. Nie dat ons die dag vergeet nie, maar dat ons nie ons kinders leer hoekom Geloftedag bestaan nie. Geloftedag is nie erfgrond nie. Dit is geloofsgrond. Dit is nie net die geskiedenis van Afrikaners nie. Dit is die getuienis van Christen gelowiges. Elke gelowige wat God se werke sien, behoort saam te sê, die Here het dit gedoen. Kom ons betaal ons geloftes aan hom. In die derde plek leer Psalm 66 ons, dat God gebede van sy kinders verhoor. Die digter sê, vanaf vers 16 tot 20, kom en luister. Ek wil vertel wat God vir my gedoen het. God het gehoor. Dit is presies wat by Bloedrivier gebeur het. Nie net 'n gelofte nie, maar 'n gebed, 'n smeekgebed, en God het geluister. Miskien voel jy vandag dat God ver van jou af is. Jou gebede voel soos woorde wat net tot by die dak kom. Psalm 66 kom sê vandag vir ons almal, God luister, God hoor, God red. Nie altyd soos ons verwag nie, maar altyd met sy perfekte wysheid en liefde. Ons dink hierdie week terug aan 16 Desember 1838, maar ons mag nie daar bly nie. Die mense in die laar was Afrikaners, maar hulle was in die eerste plek Christene, gelowiges wat 'n pad saam met God geloop het. Ons herdenk in hierdie tyd nie net 'n volksgeskiedenis nie, maar ons sien God se hand in die geskiedenis van sy kinders. En so moet ek en jy vandag ook besef. Die stryd waarin ons vandag as moderne mense is nie 'n stryd vir die behoud van 'n volk in die eerste plek nie. Dit is 'n stryd vir die behoud van die evangelie in ons land, vir die redding van mense, vir die opbou van God se volk in Suid-Afrika. Ons roeping is nie om Sarel Silje of Andries Pretorius te vereer nie, maar die drie-enige God, die God van die Bybel, wat hulle gehoorsaam het. Ons roeping is nie om 'n laar te bou nie, maar om die kerk van Christus te bou. Nie om ons volk se naam te verhoog nie, maar om die naam van Jesus Christus te verhoog. Laat ons dan in gehoorsaamheid bely in hierdie gelofte week. Here, ek wil my geloftes betaal. Ek wil u dade onthou. Ek wil u eer en ek wil u lig uitdra in hierdie land. Mag God dit 'n werklikheid maak in ons almal se lewe. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir u woord wat so kosbaar is, en dat u 'n God is wat met ons bemoeienis maak. Help ons om in hierdie tyd ons lewe op u gerig te hou, die volëinder van ons geloof. Dankie dat u ons Vader is, en dat ons u kinders is, en dat u opregte, nederige gebede verhoor. Ons eer u daarvoor. Seën vir ons hierdie mooi dag, en vul ons harte met u vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.